die toekoms geopenbaar in die lig van Gods ewige woord. In ons studiereeks die toekoms geopenbaar, bly ons by Gods woord en Gods woord alleen. Daar staan geskrywe. En in ons blik op die toekoms, is daar min dinge wat ons aandag so verg as die gevreesde merkteken van die Antichrist. En daar is min dinge waaromtrent die Satan ons so graag sal wil bedrieg. Hoekom? Sodat ons onverhoeds in sy diaboliese strikke kan beland. Daarom bid ons, onse Here en onse God, dinge kan so plotseling gebeur in die wêreld. Ons kan so skielik gekonfronteer word met die Antichrist en dan die oordeelsdag. Help ons om die nodige voorsorg te tref, open ons oë en lei ons op die pad van u woord. In Jesus naam. Amen. Is u lief vir raaisels? Daar is een raaisel, en dit kom uit die woord van God, waarvan ons die antwoord moet ken. En dit het te doen met die Antichrist. Dit kom uit die bekende Openbaring 13. Kom ons lees die raaisel. Hier kom die wysheid te pas. Wie verstand het, laat om die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens. En sy getal is 666. Openbaring 13 vers 18. Ek is seker u het hierdie raaisel al gehoor. Nou wie se getal is 666? Ons kan lekker wild begin raai en sê dit was Hitler of Napoleon of Nero of een van die manne. Maar die ander leidrade wys ons duidelik dat hierdie Antichrist in die tempel van God sou sit as God. Dat hy sy verskyning in Europa sou maak toe die Romeinse ryk verbrokkel het. 3 nasies is voor hom ontwortel, onthou jy? Hy het die gelowiges vervolg en oorwin vir 'n tydperk van 1260 jaar. Hierdie dinge het ons reeds in vorige studies bestudeer, en dit is onteenseglik die pausdom wat hierdie dinge gedoen het. Maar het die pausdom 'n naam of 'n titel wat op 666 neerkom? Ja, hy het. Hier is dit. Vicarius Filii Dei. Dit is die Latyns vir plaasvervanger van die Seun van God. Dit is die erkende titel van die paus. Ons weet ook natuurlik dat Romeinse letters getalswaardes het. Hier is hulle: V, 5, I, 1, C, 100, A, 0, R, 0, en so gaan dit op die ry af. As ons hulle dan bymekaar tel, werk dit presies uit op 666. Daar bestaan nie die minste twyfel dat hierdie titel met sy numeriese waarde van 666 die paus in Rome aanwys as die antwoord op ons raaisel nie. Hierdie titel Vicarius Filii Dei word nie minder nie as 12 keer in 'n Romeinse Katolieke boek gebruik. En die boek se naam is The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ deur kardinaal Manning geskryf. Maar vriende, het u geweet dat lank voordat daar 'n paus was, daar reeds 'n getal 666 bestaan het op 'n baie misterieuse wyse? Egiptiese priesters het in die grysse verlede, toe die mense hoofsaaklik son- en maanaanbidders was, 'n borsplaat gedra soos die vierkantige borsplaat van Aaron. En op hierdie borsplaat was die hemele, die son, maan en sterre in 36 sterrebeelde ingedeel. Sonaanbidding was iets wyd versprei, want ons lees dat selfs die volk van God verlok was deur die aanbidding van die son. Het u dit geweet? Ons lees: Toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here, en daar was omtrent 25 man met hulle rug na die tempel van die Here, en hulle gesig na die ooste, en hulle het hulle voor die son neergebuig in die ooste. Sonaanbidding in die tempel van God, sien u dit? Kom ons lees wat Job sê van sonaanbidding. Daar staan geskrywe: As ek die sonlig aangesien het, wanneer dit helder skyn,
en die maan wat so pragtig daarheen gaan, en my hart heimlik verlei is, en ek met my hand hulle 'n kus toegewerp het. Ook dit sou 'n strafbare misdaad wees, want ek sou God daarbo verloon het. As ons ook Deuteronomium 4 vers 19 lees, besef ons hoe wyd verspreid sonaanbidding werklik was. Ons lees: En hy het die afgodspriesters uitgeroei wat deur die konings van Juda aangestel was, en ook die wat vir Baal, vir die son en die maan en die sterrebeelde en die hele leer van die hemel offerrook laat opgaan het. En hy het die perde uitgeroei wat die konings van Juda gegee het tot verering van die son by die ingang van die huis van die Here, en die waals van die son het hy met vuur verbrand. Die konings van Juda het sonaanbidding by die huis van die Here ingestel. Sonaanbidding met sy misterieuse getal. Kom ons kyk weer na die borsplaat. Let op dat die syfers wat u sien, die syfers is van 1 tot by 36. Maar u sal vra, wat is nou snaaks daaromtrent? Ek wil hê u moet asseblief mooi oplet. Tel die boonste ry by mekaar. Dit gee jou 111. Die tweede ry, 111. Die derde ry, 111. Elke ry gee jou 111. En tel het nou van bo na onder. Die eerste ry af, 111. Die tweede ry, 111. Nou of ons dwarstel of regaf. Elke keer het ons 6 rye van 111 elk. En 6 maal 111 gee vir ons 666. Nou wie het dit uitgedink? 'n Mens? Nee vriende, hierdie is 'n misterie. Die getal van die sonpriester was 666. Sonaanbidding en die getal 666 gaan saam. En hierdie sonaanbidding, lees ons, het tot in die tempel van God ingedring. Ons het tot dusver in hierdie studie 2 feite vasgestel. Eerstens, die Bybel sê vir ons die antichrist wat die kinders van God in die nabye toekoms gaan vervolg, soos in die verlede. Sy getal is 666. Ons het verder gesien, dit is die pause getal, maar lang voor die paus het die songodpriester ook die mystieke getal 666 gedra. Daar is 'n verband tussen die songodpriester van ouds en die paus. Elkeen het die getal 666. Maar dan is daar nog meer op die spel. Let nou baie noukeurig op. Lang voordat daar 'n paus was, het Johannes van sy koms en van sy werk geprofeteer, en van sy getal en van sy merkteken. En sy merkteken het ons gesien, het te maak met die gebooie van God, volgens Openbaring 14 vers 12. Daar staan en ons lees dit weer. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Ons het reeds in 'n vorige studie gesien dat die pausdom aan die wet van God gepeuter het. Hulle het die tweede gebod, wat beelde aanbidding verbied, uitgekap en toe die 10de gebod in 2 verdeel. Nou vra ons, het die pausdom ook miskien probeer om van die ander gebooie van God te verander? Het hy? Vriende, hierdie vraag is lewensbelangrik. Hier is 'n fotostatiese afdruk van bladsy 55 van die Rooms-Katolieke Katekisasieboek vir Suid-Afrika. Ons lees daaruit. 3de gebod. Dink aan die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ons Christene vier ons rustdag op die eerste dag van die week, die Sondag, omdat Christus op 'n Sondag uit die dode opgestaan het en omdat die Heilige Gees op 'n Sondag op die apostels neergedaal het. Reeds die eerste Christene het op Sondag die dag van die Here gevier en vir die heilige mis vergader. Aldus die Katekisasieboek. Skuil daar miskien iets agter hierdie woorde in die Rooms-Katolieke Katekisasieboek? Ons sit 'n oomblik doodstil en ons bepeins hierdie woorde en die besef dring stadig tot ons deur. Die 4de gebod van God is ook verander, want ons ken die 4de gebod vir die Katolieke Kerk, die 3de gebod.
Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Die Romeinse Katekisasieboek sê nou, ons Christene vier ons rustdag op die eerste dag van die week, die Sondag. Ons hier weet, Sondag is die rustdag waarmee ons groot geword het. Dis die dag in ons land wanneer die kerkklokke lui. Dis die dag wanneer ons kerk toe gaan en daar nie gewerk mag word nie. Nou sê die Romeinse Katekisasieboek, ons Christene vier ons rustdag op die eerste dag van die week. Toch weet ons, die gebod van die Here sê die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Sondag is die eerste dag van die week. Niemand betwis dit nie. Die kalender sê vir ons so. Die kalender wys duidelik Sondag is die eerste dag van die week. Saterdag is die 7de dag van die week. Nou hoe nou? God sê die 7de dag is die Sabbat. Die Romeinse Katekisasieboek sê die eerste dag is die Sabbat en die 7de dag is dan 'n gewone dag. Het is duidelik dat ons hier helderheid moet verkry, want as Sondagviering dalk nie van God is nie, maar van die pausdom, kan dit vir ons 'n gevaar inhou vir die toekoms, want die uiteindelike botsing op aarde gaan wees tussen gehoorsaamheid aan God en gehoorsaamheid aan Rome, soos die Bybel dit duidelik vir ons leer. Die week, weet ons, is by die skepping deur God self afgebaken, is dit nie? Maar op watter dag het hy die aarde begin skep? Watter dag was die eerste dag van die skepping en watter dag was die 7de? Wat God toe daar in die begin geseën en geheilig het. Natuurlik sal die Here beter as enige mens weet watter dag die 7de dag is. En hy laat ons nie in die duister hieromtrent nie. Met die trek van die kinders van Israel deur die woestyn na Kanaan, het die Here 40 jaar lank 3 wonderwerke elke week verrig, om vir die Israeliete te sê watter dag die 7de dag van die week is, die dag wat hy geseën het. Wonderwerk nommer 1. Op die 6de dag het 'n dubbele porsie manna geval. Wonderwerk nommer 2. Dit het nie sleg geword nie. Wonderwerk nommer 3. Op die Sabbatdag het niks geval nie. God het die Israeliete geleer watter dag die Sabbat is. En van Jesus se gewoonte op die aarde lees ons verder. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan, Lukas 4 vers 16. Dit wil sê, Jesus het op die 7de dag op Saterdag kerk toe gegaan. Niemand sal dit betwis nie. Nou lees ons oor die kruisiging en die opstanding van Jesus hierdie woorde in die Nuwe Afrikaanse vertaling. Markus sê, dit was Vrydag. Dit is die dag voor die Sabbatdag. Markus 15 vers 42. Die Sabbatdag kom dus volgens die Bybel net na Vrydag. Ons lees verder. Toe die Sabbatdag verby was, die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf. Markus 16 vers 1 en 2. Dus kom Sondag weer na die Sabbatdag, volgens Markus. En Lukas skryf, dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Op die Sabbat het hulle gerus, soos die gebod bepaal. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar staan dit so helder soos daglig. Die volgorde van die weksdae volgens die Bybel is dan Vrydag, Sabbat, Sondag. Die evangelieskrywers noem Saterdag die Sabbat. Dit is dus baie duidelik, vriende, dat God met sy skeppingswerk op Sondag begin en Vrydag aan son onder opgehou het. Lees in hierdie verband Levitikus 23 vers 32 en Markus 1 vers 32 oor die aanvang van die Sabbat. Van Vrydag aan son onder tot Saterdag aan son onder het God geseën en geheilig as sy rustdag. Daaromtrent bestaan daar by Bybelkenners geen twyfel nie. Toe Jesus hier op die aarde was, het hy die 7de dag Sabbat gehou en op daardie dag kerk toe gegaan. Op Sondag, die eerste dag van die week, het hy dan saam met sy vader in die timmermanswinkel gewerk. Ons moet hierdie dinge as 'n absolute feit aanvaar.
Jesus het nooit eenmaal op Sondag gerus of kerk toe gegaan nie. Dit klink vir ons eigenaardig, en tog is dit die waarheid. Liewe vriende, die Sabbatvraagstuk is dan 'n groter en belangriker vraagstuk as wat ons dalk besef. Want, vra ons, wat sou Jesus vandag gedoen het as hy vandag geleef het? Sou Sondag sy rustdag gewees het of Saterdag? Natuurlik sou hy Sondag gehou het as hy die Sabbat van die 4de gebod verander het van die 7de dag na die 1ste dag van die week toe. Maar het hy? Dit is ons plig om in hierdie saak baie diep te grawe, totdat ons op die rots kom waarop ons huis moet bou. Ons moenie en ons mag nie op sand bou nie, anders gaan ons huise wegspoel in die oordeelsdag. Ons weet, die Satan het die 10 gebooie van God gekies as sy laaste slagveld op aarde. Kom ons lees weer by herhaling. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. In Webster se woordeboek gee hy ons 'n definisie van die naam Sondag. Hy sê, Sondag word so genoem, want in die ou dae was die dag toegewy aan die aanbidding van die son. Natuurlik voeg ons by, met die getal van die sonpriester 666 op hulle. In die jaar 274 na Christus, let wel, het die regerende Romeinse keiser sonaanbidding as amptelike godsdiens van die Romeinse ryk verklaar. Die sonpriesters met hulle mystieke getal 666 het 'n baie groot populariteit geniet, soveel so dat Paus Leo in die 5de eeu verklaar het, dat selfs Christene wat in die Sint Petrus Basiliek aanbid het, hulle rug op die altaar gekeer en na die deur gekyk het, sodat hulle die opkomende son kon aanbid. In die jaar 321 na Christus het die heidens Christelike keiser Konstantin sy eerste Sondagswet uitgevaardig. Hierdie wet word die vader van alle Sondagswette genoem, en dit het as volg gelui. Laat al die regters en dorpsbewoners en alle ambagsmanne op die eerbiedwaardige dag van die son rus. Maar laat diegene wat op die platteland woon, volle vryheid geniet om hulle aandag aan die landbou te wy. Want dit gebeur dikwels dat geen ander dag so geskik is om koring te saai en wingerde te plant nie. Om nie die beste tyd te laat verbygaan nie, behoort mense gebruik te maak van die seëninge van die hemel. Geproklameer op die 7de dag van Maart 321 na Christus deur Konstantin. In die Romeinse wêreld was Sondag die eerbiedwaardige dag van die son, die gevestigde, geproklameerde vakansiedag van die Romeinse ryk, toe die evangelie van Jesus in Rome en dwars deur die ryk verkondig is. Hierdie is dan die feite wat die geskiedenis ons leer omtrent hierdie tyd van afvalligheid vir die kerk in Rome, toe die Rooms-Katolieke kerk stadig besig was om vanuit die sonaanbiddende stelsel te groei tot die universele godsdiens van die hele ryksgebied. Maar nou gaan ons terug na die Bybel toe, vriende. Deur wie is die Sabbat verander? Op watter gesag is dit verander? Die Sabbat, soos God dit ingestel het, is van Vrydag aand sononder tot Saterdag aand sononder. Het God die Vader, of Jesus die Seun, of die Heilige Gees in die Nuwe Testament die heiligheid van Sabbat van Vrydag aand sononder tot Saterdag aand sononder oorgedra na Saterdag nag 12 uur tot Sondag nag 12 uur? Hierdie is die belangrikste vraag omtrent die Sabbat. Want vriende, net 'n heilige God kan sy heilige gebod verander en 'n dag heilig wat van tevore nie heilig was nie. Aan die ander kant roem katholieke geskrifte daarop dat Sondagviering 'n volkome Roomse skepping is en dat Sondagviering die hulde is wat die protestant aan die Rooms-Katolieke kerk. As ons nou die Nuwe Testament naastig bestudeer van Matteus tot by die Openbaring, merk ons tot ons ontsteltenis dat daar nie een teks in die Nuwe Testament is wat sê dat die Vader of die Seun of die Heilige Gees opdrag gegee het dat Sondag
as Sabbat gevier moet word nie. Jesus het voor of na sy dood nie een woord gesê omtrent Sondagviering of dat die Sabbat verander sou word nie. Ons sal die tekste wat oor Sondag handel van naderby bestudeer in ons volgende studie, sodat ons ten volle op hoogte is van die Nuwe Testamentiese leer oor die Sondag. Laat ons egter onthou wat Jesus gesê het. Maar tevergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En verder sê hy, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Hoor hoe spot Rooms-Katholieke skrywers met ons protestante vriende. Hulle sê, waarom neem die protestante die skrifte as geïnspireerd aan? Waarom eer hulle die eerste dag van die week in plaas van die 7de? Waarom doop hulle kinders? Teenstrydig met hulle beginsels, moet hulle buitekant die Bybel kyk na die stem van die oorlewering, wat nie menslik is nie, maar goddelik. Want dit is gewaarborg deur die goddelike onfeilbare getuienis van die Katholieke Kerk. Hierdie woorde kom uit 'n Question Box Answers deur B.L. Conway. Met Sondagviering, sê hierdie Roomse skrywer, gaan ons as protestante en Bybelgelowiges buitekant die Bybel en kry ons opdrag om Sondag te vier uit die Katholieke oorlewering. Dit is die aansprake van Rome hierdie. Ons raadpleeg Pieter Geierman se katekisasieboek vir die Katholieke Kerk en ons lees wat die miljoene Roomse katekisante daarin geleer word. Daar staan, vraag, watter dag is die Sabbatdag? Antwoord, Saterdag is die Sabbatdag. Vraag, waarom vier ons Sondag pleks van Saterdag as Sabbatdag? Antwoord, ons hou Sondag pleks van Saterdag, omdat die Katholieke Kerk die plegtigheid van Saterdag oorgedra het op Sondag. Hierdie woorde is geneem uit The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Hierdie katekisasieboek het die apostoliese seën van Paus Pius X ontvang. Dit is dus die offisiële leer van die Katholieke Kerk omtrent Sondag as Sabbatdag. Kom ons haal verder aan uit Katholieke bronne. Soos twee heilige riviere wat van die paradys vloei, bevat die Bybel en die goddelike oorlewering die woord van God, die kosbare skatte van geopenbaarde waarhede. Alhoewel hierdie twee strome op sigself, omdat hulle van goddelike oorsprong is, van gelyke heiligheid en albei vol geopenbaarde waarhede is van die twee nogtans die oorlewering vir ons duideliker en veiliger. Het jy gesnap wat hierdie skrywer sê? Die Roomse Kerk beskou die oorlewering dus as hoër en veiliger om te volg as die Bybel. En hulle sê, soos ons gesien het, hulle vier Sondag omdat hulle dit nie uit die Bybel kry nie, maar uit hulle oorlewering. Hierdie woorde uit Katholieke bronne self, en daar is oneindig meer, mag miskien vir u iets heeltemal niets wees. Maar die Roomse Kerk erken hulle aandadigheid aan die verandering van die Sabbat in die heilige wet van God. Ons moet hierdie dinge weet, want uiteindelik sal ons moet kies tussen Rome en die woord van God. Daarby het Jesus ons baie duidelik gewaarsku teen die oorlewering. Hoor wat sê hy vir die Fariseërs. Waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorlewering? Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en moeder, maar julle sê, so het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. Maar tevergeefs vereer hulle my, deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Sien u vriende, hoe noodsaaklik dit is dat ons weet wat Rome en wat Jesus vir ons sê om te doen. In ons volgende studie gaan ons hierdie belangrike saak verder naspeur. Kom ons bid nou saam. Liefdevolle Vader in die hemel, ons wil u nie te vergeefs eer en dien nie.
Ons wil nie die vreeslike woorde eendag hoor gaan, weg van my, ek het julle nooit geken nie, julle wat die wet van God oortree. Leer u ons wat waarheid is, om Jesus ontwil. Amen.